Vandag wil ek vir jou sommer 'n bietjie moed inpraat. Die krag wat die Heilige Gees ons gee, is vasbytkrag. In 1 Timoteus 6 vers 12 skryf Paulus: In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Maar dit is nie ons eie krag, dit is die krag wat die Gees ons gee. Onthou jy Hebreërs 12 in vers 1 tot 3 staan daar: Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Dit is baie menslik om moedeloos te raak. Paulus skryf in Romeine 8 vers 15 tot 17 en 35 tot 37 so, hy sê: Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. En dan skryf hy in vers 35 tot 37: Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe: Dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. En dit is die sleutel. Die Heilige Gees woon in jou. Sy krag is vasbytkrag. En niks of niemand kan jou van God skei nie, want hy het jou lief. Kom ons sê vir hom dankie daarvoor. Here, help ons veral wanneer ons moedeloos raak, om ons oog gefestig te hou op U, Here Jesus, om U voor oë te hou, dat ons nie geestelik moeg word en uitsak nie. Dankie dat U deur Paulus vir ons vandag bevestig, ons is meer as oorwinnaars, omdat U ons liefhet. Ons prys U daarvoor. Amen.